Die eis, geskryf deur Stefans Coetzee, voorgelees deur Karen Loots. Van soek my. David, my 3-jarige seun, roep vanuit die kombuis. Ek knoop my das, maak seker die skerpioen tattoo klim nie onder my kraag uit nie. Die groen ink verklap sy oorsprong. Tronk. Ek snuif onder my arms. Tronkhonde kan mos die bandiet in ons ryk, dalk kan vrymense ook. Maar ek ryk net sy niks vir mans. Ek maak kasdeure oop, druk dit hard toe. David beweeg na die sitkamer. Elke tree hoorbaar. Ek skuif 'n blompot, trek 'n bank, laat alles kraak. Waar's David? Diep stem. Sy giggel rek my soekproses uit. 'n Oudsreuk hang in die kombuis. Deedre wys met die paplepel na haar polshorlosie. Jou baas wag. Koffie? Ek skud my kop. Hoekom wil hy jou so vroeg sien? Sy haal 'n termiese beker uit die afdroograk. Delf 'n teelepel uit die laai. Gooi 2 lepels koffiehuis in. Opgehoop, geen suiker, geen melk. In die tronk het ons net 1 lepel suiker oor ons pap gekry. Die halwe beker melk was afgewater. Gevolg, ek drink geen suiker en melk nie. Eet ook nie soggens nie, want dan het ons gewoonlik iemand doodgesteek. Dalk daardie bemarkingsplan wat ek ingedien het, hy was baie beïndruk daarmee. Sy gee die beker vir my aan. Ek hoop hy bevorder jou. Bandiete word nie bevorder nie. Ons word eers te verdink as iets by die werk wegraak. Ek skuur teen haar verby, streel haar bout, maak kasdeure oop en toe. Sluip verby die kas onder die wasbak, waaraan hy gewoonlik wegkruip. David is weg. Is hy? Die kasdeur skiet oop. Hier's David. Ek gooi hom in die lug, soen hom op die maag as ek hom vang. Druk hom in Deedre se arms, pik so na wang, raap die bakkie sleutels op. O, het jy onthou om die belasting te doen? Hier gat ons alweer. My belasting is betaal, maar daar's glo ekstra goed waarvoor 'n mens kan eis, medies. Die ekstra werk wat ek laas vakansie in die huis gedoen het, haar vriendin het dit gedoen en duisende teruggekry en. Dis gedoen, maar ek sê nou vir jou, SARS is soos bewaarders. As hulle eers hulle mes in het vir jou, is jy fadala, dood. My lippe trek 'n reguit lyn. Hulle gaan meer geld eis, sweet bokkerrol teruggee. Stilte, dan. Sandra sê hulle het vir haar geld net so in haar rekening inbe. Sandra is nie 'n belastingboffe nie. Maar jy het dit gedoen. Ek sê mos so. Sorry, ek maak net seker. Dis oukei. Ek moet gaan werk. David strek sy arms na my uit. Nie werk nie, speel my. Ek soen hom op die voorkop. Snuif. Ek ryk 'n muishond. Hy borrel lag. Poef bokdrolletjies. By die voordeur roep Deedre my terug. Die donder weer steek op, vat 'n try saam. Ek skud my kop. Meneer verkies die dominee look. 10 minute later stop ek by die werk. Meneer wag my in. Sy aktetas staan langs 'n pikswart Mustang, syne. Sy hand rus swaar op my skouer. 'n Rolex glim in die oggendson. Hoe gaan dit met jou seun? Juffrou? Hy wag nie vir antwoorde nie. Loer na sy horlosie. Ek's jammer, Frans, maar ek moet jou laat gaan. Die ekonomie druk en waar gaan ek werk kry? Niemand sal vir Deedre werk gee nie. Almal beskinder haar mos. Selfs mevrou Dominee wou by haar weet hoe dit voel om met 'n moordenaar getroud te wees. Staftye, ek sal jou ook nie die 3 maande se pay kan gee nie. Sy stem is vol emosie, soos elke maandagooggend as hy vir almal vertel hoe hy sy besigheid met R50 en 'n bike begin het. Die helsem fire my, nie eens in sy kantoor nie. Ek bal my vuiste, maar een hou en ek's terug in C-Max. 'n halfuur later druk ek die Isuzu se neus onder 'n boom.
Draai die venster af. Ruik beesmis en kakiebos. 'n Kerkklok lui. Hoe het ma altyd gesê, kom Sondags, kom. Wat is die minimum waarmee ons kan klaarkom? R10.000, hier, wifi, kos, ek kan winkels toe loop. Hoeveel maande is van my selfoonkontrak oor? Daarna kan ons met 8.200 per maand deurkom. Ons kan klein gaatjies met my nitsman werk toestop. My vingers soek deur my WhatsApps. Niemand se dakke lek of mure kort verf nie. Desember was so 'n goeie maand. Ons kon al die hospitaalskuld afbetaal, asook die klere rekening. Maar Maart is dood. Te veel vakansiedae. Ek lees die fynskrif op my lewenspolis. My gesin kry niks as daar vermoed word ek het selfmoord gepleeg nie. Dan moet 'n manier wees. Ek kyk op my SMS'e. Wat de? A notice has been issued on SARS e-filing. Ek het dit geweet, sodra die SARS sharks eers bloed ruik. Oor die top van die bome troon 'n kerktoring. Rookwolke dans so spooke daarom. 'n geritsel van papiere. 'n gesig verskyn in my venster. Melanie, ek wou sê dis Jay. Willemse. Ons het saam in Pretoria sentraal tyd gestoot. Hijack jy nog karre, Willemse? Melanie, wat dink jy? Die gewoonte misdadiger gooi sy hande hulpeloos in die lug. Niemand wil vir my werk gee nie. En die kinders kan ook nie op Bon Jovi se Living on a Prayer alleen lewe nie. Hoeveel sal jy vir die bakkie kry? 10K. Ek het mense in die tronk sien sterf vir 'n halwe brood. Selfs ander gesteek vir 2 stoppe dagga. So R10.000 klink na 'n deal. Willemse, gee my 3 dae saam met my seun, dan is sy joune. Melanie, praat Afrikaans. 3 dae en die Suzu is joune. Ma, jy moet my doodskiet. Melanie, is jy geroek? Moedeloosheid krop in my maag. Stoot die trane op keel toe. Ek kan nie meer vir my gesin sorg nie en wil nie weer tyd in sentraal stoot nie. Maar as jy my doodskiet in 'n hijack, my polis se fynskrif het dit nie voorsien nie. Melanie, 'n sirene looi in die verte. kan ek vir jou 'n paar bokke voorskiet? Met die polis is my vrou geset for life. En die liewe Here sê mos jy moet jou lewe opoffer vir die wat jy liefhet. Melanie, ek sien 'n hitman nie. Willemse, betaal jou skuld. Ek het jare gelede sy lewe in 'n bendeoorlog gered. Hy sug. Skuld is skuld. Okay, Melanie, let's do it. Maar jy gaan vir die Here explain. Dit was nie Abram Willemse nie. Die 3 dae voel soos 'n paar minute. Deur die dag sit ek en stuur die een werksaansoek na die ander weg. Ignoreer die landlord se vrae na die huur. Die al ewige SARS SMS wat nou elke dag verskyn om my in te lig dat my file oopgemaak is. Dat iemand ondersoek na my eis instel. Wat die hel het ek aangevang? Sirkelende sharks. Tussendeur bid ek, skietgebede. Tref dit? Hoor iemand ooit? Dit gebeur as jy in die tronk en nie in die kerk nie groot geword het. Saans speel ek en David plaas, kyk later video's op YouTube, totdat hy in my arms aan die slaap raak. Nog later skrik ek wakker, nat gesweet. Trek sy liggaampie teen my, soen sy hare, huil. Waar's God as ons hom nodig het? Hoeveel keer het ek in my enkelsel deur 'n tydskrif geblaai en gewonder of ek eendag 'n gesin gaan hê, vir hulle sal kan sorg. Deedrey is beeldskoon. Sy sal goue man kry. Maar wat van David? Ek wil nie hê hy moet soos ek sonder 'n pa groot word nie. Maar hoe gaan ek volgende maand se rekeninge betaal? En die maand daarna weer misdaad pleeg? Dan is die 3 dae verby. Ek omskulp David totdat trane my oë brand. Druk lekkers in sy hand, klim in my bakkie, wag in die oprit. Kyk deur sy video's op my selfoon. Ek wag en wag. Wanneer kom hy? 'n weerligstraal bliksem bo kan die huis, verlig die omgewing.
Op 'n Facebook video sê David: "Vas, ek piepie jou sommer dood." Ek stel die klank harder. In die agtergrond lag die kasregisterdame. David was daardie dag so kwaad omdat ek nie vir hom 'n sjokolade kon koop nie. Ek kyk na die sitkamervenster waar hy gewoonlik vir my waai. Vanoggend lê hy egter in sy bed en smil aan die lekkers wat ek hom skelm in die hand gestop het. Dankie Vader, daar was hierdie keer geld vir lekkers, want as hy moes sien hoe Willem se my skiet. In my perifere sig verskyn 'n silhouet, donker klere, masker, vuurwapen op my gerig, Willem se. Op die video hoor ek hom lag. As ek net 'n tikkie van die moordenaar in die kruis se genade kon kry. David, papa lief vir jou. My selfoon ping. SARS. Nie meer 'n SMS nie, maar WhatsApp. Die haie wat al hoe nader sirkel. Skiet, wil ek Willem se aan. Skiet, helsem skiet. Nog 'n ping. Notice of payment by SARS in bank account 889. Amount 14,000 rand. Dankie Here. Dit gee my 'n maand saam, David. 'n Maand om ander werk te soek. 'n Maand. Ek kyk na Willem se, steek my hand uit. Willem se nee. Die knal is oorverdowend. 'n Ruit splinter. Die volgende skoot slaan teen die bak vas. My ore sing. 5 skote. Almal mis. Hy druk sy kop in die venster. Sorry Melanie, ek sien 'n killer nie. Goddank ook nie 'n skit nie.